Weet jy, het jy al ooit gedink hoe een en dieselfde ding totaal verskillend kan lyk vir verskillende mense? Wel, vandag duik ons in presies so 'n storie. Dis 'n ou verhaal oor een berg, maar met 3 verskillende name en 'n les oor perspektief wat vandag nog net so relevant is. Goed, kom ons skets die prentjie. Dink jouself in. Die Israeliete is uiteindelik by die vlaktes van Moab. Na 'n ongelooflike lang en moeilike reis staan hulle letterlik op die drempel van die beloofde land. Hulle kan dit amper proe. En soos hulle daar staan en noord kyk, oorheers een ding die horison, 'n massiewe, magnifieke berg met 'n sneeubedekte piek. Dis nie net 'n mooi prentjie nie. Vir hierdie mense is daai berg 'n baken, 'n simbool van soveel meer. En dit bring ons by die kernvraag vir vandag. Dis eintlik heel eenvoudig, maar die antwoord is nogal diep. Die vraag is, wat op aarde kan een enkele berg ons leer oor die manier hoe ons die wêreld sien? OK, so om dit te antwoord moet ons begin by die hoofspelers in die storie, die Israeliete. Kom ons kyk eers na wat hulle hier die indrukwekkende berg genoem het. Hulle naam daarvoor was Hermon, en daai naam sê baie. Dit beteken iets soos 'n heilige plek, of selfs 'n verbode plek. Jy kan sommer hoor hoe hulle gevoel het, die ontsag, die respek vir hierdie reusagtige berg in die land wat vir hulle beloof is. Maar wag, dis nou waar die storie 'n draai gooi en regtig interessant raak. Moses vertel toe vir sy mense dat ander nasies in daai selfde area, wel, hulle het heeltemal ander name vir presies dieselfde berg gehad. Kom ons kyk eers na die Sidoniërs. Nou, hierdie was 'n volk van die see. Hulle was handelaars, seevaarders, so hulle hele uitkyk op die lewe, hulle hele perspektief is gevorm deur die see. Hulle het die berg Sirion genoem. En die naam maak volkome sin as jy dink aan wie hulle was. Stel jy voor jy's op 'n skip op die see, jy kyk na die land en die son blink op daai sneeu. Vir hulle het dit gelyk soos 'n blink borsharnas, 'n perfekte, skitterende landmerk om op te navigeer. Dan was daar die Amoriete. 'n heel ander storie. Hulle was kruiers, 'n nasie van vegters wat bekend was vir hulle vestings. So hierdie was mense van die land, ja, maar ook mense van oorlog. En hulle naam vir die berg, Seneer. Weereens, dit pas hulle soos 'n handskoen. Vir 'n nasie van kruiers het daai sneeu en ys op die bergpiek gelyk soos 'n, jy het reg geraai, 'n blink wapenrusting, 'n natuurlike fortifikasie. Dit spreek boekdele oor hoe hulle die wêreld gesien het, né? So daar het jy dit, 3 verskillende volke, 3 heeltemal verskillende name vir een en dieselfde berg. Kom ons sit nou al hierdie stukke van die legkaart bymekaar en kyk wat die groter prentjie vir ons wys. Wanneer jy hulle so langs mekaar sien, dan klik alles in plek. Jy het die Israeliete wat geestelik gefokus is, vir hulle is dit Hermon, die heilige plek. Dan die Sidoniërs, die mense van die see, wat op die horison fokus, hulle sien Sirion, die blink borsharnas. En natuurlik die Amoriete, die kruiers wat deur 'n lens van oorlog kyk, vir hulle is dit Seneer, die blink wapenrusting. Sien jy? Elke naam is letterlik 'n venster wat vir ons wys hoe daardie volk gedink en geleef het. En Moses self het dit eintlik perfek opgesom. Hy het basies gesê, elke volk sien dit met hulle eie oë en gee dit 'n naam uit hulle eie taal en hulle eie ervaring. Dis so eenvoudig, maar dis eintlik 'n meesterklas in hoe ons eie unieke perspektief die werklikheid vir ons vorm. Wat ons nou by die groot vraag bring, hoekom? Hoekom het Moses dit nodig geag om hierdie les vir die Israeliete te leer? Ek bedoel, wat was die dieper punt, veral op daardie presiese oomblik, net voor hulle 'n nuwe land sou binnegaan? Wel, die antwoord lê in die finale, samebindende les wat hy wou oordra. Kyk, hierdie was soveel meer as net 'n geografieles oor 'n berg. Dit was 'n les oor geloof en oor hoe om mense te wees. Die punt was nooit om te stry oor wie se naam nou die regte een was nie. Glad nie. Dit was nie bedoel om mense te verdeel nie. Inteendeel, dit was 'n diep les oor die feit dat ons almal in 'n gedeelde werklikheid leef, al sien ons dit anders. Jy sien, vir Moses was daai berg 'n simbool wat hulle aan 3 belangrike dinge moes herinner. Eerstens, 'n herinnering aan hoe groot en wonderlik God se skepping is. Tweedens, 'n herinnering aan die verskeidenheid van mense wat hulle daar sou raakloop. En laastens, en hierdie is seker die belangrikste een, was dit 'n rotsvaste herinnering aan God se belofte. En hierdie een sinnetjie bring die hele les bymekaar. Hoe hulle dit ook al noem, dit is deel van die beloofde land wat die Here vir ons gee. Die boodskap is duidelik, die dieper waarheid, die belofte is groter as enige naam wat mense daarin kan gee.
So, op die ouend is hierdie ou storie eintlik 'n ongelooflike kragtige universele les, né? Dis 'n les in empatie, om te probeer verstaan hoekom ander mense dinge anders sien. En dis 'n les om te erken dat ons almal 'n werklikheid deel, al ervaar ons dit elkeen op ons eie unieke manier. En dit los ons met 'n laaste gedagte. Watter berge het ons vandag in ons eie wêreld? Watter groot idees, konsepte of selfs plekke het verskillende name en betekenisse afhangende met wie jy praat, maar op die ou end is dit steeds dieselfde gedeelde realiteit. Dis dalk die ware, blywende les van die berg met die 3 name.